U is waardig, Here. U is waardig in elke seisoen, Here. U is waardig van al ons lof. En vanoggend sê ons, U is waardig. You deserve the glory. U is waardig. Dankie vir ons saam wees, Here. En Here, kom bedien ons ook nou met die woord, as ons die woord oopmaak. En Here, dankie vir die goedheid, wat ons volg al die dae van ons lewens. Amen en amen. Jy kan gerus jou sitplek inneem. Kom ons kyk om daar sien. Ons stuur baie groete van Suid-Afrika, vir die wat ek nog nie gesê het nie, baie liefde. Nie biltong nie, want julle duidelik genoeg daarvan hier ook. Heerlike biltong ook, ek het gisterand van dit gehad. Maar regtig groete van Suid-Afrika af, en veral vir julle wat dalk die Bosveld mis, hy is nog daar. Baie mooi, en baie liefde van meeste van julle, nie almal nie, seker nie baie van die kinders se geboorteland nie, maar en mense sien altyd die slegte goed wat daar gebeur. Jy hoor baie keer net van die slegte goed, maar die Here is steeds op sy troon. Ons gaan dit nou sien. En ook in Suid-Afrika is hy besig met wonderlike goeders. Maar dankie dat julle bly bid vir ons land, en ons bid vir julle, en dis hoekom ons ook hier so is, hoekom ek en Bella oorgevlieg het, om julle te kom bemoedig, julle hande te kom help sterk maak, en ons het so welkome tuiste hier gevind. Baie dankie Selma en Evert wat hierdie vir ons gereël het. Joseph vir Vrydag aand, ek weet nie, jy sit hier iewers. Baie dankie aan Dominee Johan en Tannie Gina daar agter, is vir ons so lekker, hulle het ons so mooi gehuisves. So ons is weer op pad van hier af later vandag, en dan gaan ons ook 'n draai in Hamilton maak, 'n bietjie hierdie mooi land ook geniet. Ek wil graag vir ons bid, voor ek sommer net die woord oopmaak en verder net gesels. Here, dankie vir die kosbare woord, Here, en wanneer ons dit ook lees nou, en ja, Here, stil staan by hierdie ewige woord, wat deur tye en eeue staan, vra ek dit met ons sal praat volgend, op 'n kosbare manier. Dankie vir elke jong mens wat hier is, elke ou mens wat hier is, Here, die wat al ons vooruit gegaan het, ek eer hulle sommer net, dankie dat hulle ons so mooi pad gebaan het, en mag ons volg bo alles in u spore. Dankie Jesus. Amen. Amen. Nou ek wys graag vir jou 'n foto, en dis nie om julle te laat terugverlang nie. Hierdie is Mielieland, met die mooiste blou lig. Nou, dit was nie hierdie foto nie, maar was iets soortgelyk, en ek het na hierdie staan en kyk, en die datum was 30 Augustus die jaar 2000, 25 jaar gelede. En dit is 'n pragtige foto, nee. Baie mooi, is Mielieland, blou lig, alles. Die enigste probleem is aan die ander kant van hierdie foto, hierdie lewelose lijk van my vriend gelê. Hy was 19 jaar oud, sy naam was Richard Polly, hy was net in 'n motorongeluk voor hierdie dood net buite Henneman in die Vrystaat. Hy is in 'n karongeluk en hy is uitgeslinger en hy het daar gelê. Ek en 'n paar ander manne en ook die paramedici was natuurlik daar, en ek het die dokter gekyk, ek het hom gekyk, en toe besef ek gaan dit nie maak nie. En ek het omgedraai, en hierdie was die prentjie wat ek gesien het. En in daai oomblik, toe hoor ek so sagte stem hier binne wat vir my vra, Retief, sal jy my in hierdie oomblik aanbid? Sal jy my nou aanbid? So vir jy later die antwoord gee wat ek toe in my hart daai dag gehad het. Maar ons het nou net gesing, you are worthy of it all, jy is waardig van dit alles, en dis woorde wat ons nogal baie gebruik, of ons dit dalk nou bid somtyds, of lees in die Bybel, of soos nou net gesing het. En dan is die vraag, wanneer is hy waardig? Ook op 'n stofpad aan die kant Henneman? Is hy in elke seisoen waardig? Ek weet nie wat jou seisoen is nie, party van julle is dalk in 'n baie moeilike plek. Vir jouself, vir jou eie lewe, dinge wat dalk gebeur het. Dalk is daar onsekerhede, dalk kom jou residency nie deur nie, en daar is hierdie ontsettende moeilike vraag wat jy in jou hart tans vra. Nou, ons het almal verskillende seisoene, maar die vraag is dan, is hy altyd waardig? Is hy somtyds waardig? En dalk ook die ander groot vraag is, hoekom is hy waardig? Dit is nogal 'n groot woord wat ons gebruik. Nou,
as ons na die woord worship kyk, die woord worship, en ek hou baie van worship. Ons sal nou sien, is baie meer as dit musiek, aanbidding. Ek kom van 'n ou Engelse woord wat beteken worthship, to ascribe worth to somebody, nee. So jy gee vir iemand waarde. 'n Geldeenheid. Julle geldeenheid is nou baie meer werd as ons sin, okay? Maar jy sit 'n stuk waarde aan daai stukkie papier. Dis met 'n stukkie papier, jy kan net sowel gaan vuur maak met hom. Maar die oomblik, if you ascribe worth, dan kry hy 'n sekere hoeveelheid waarde. En ons sê, ons aanbid hom, we worship him because he's worthy. Maar die vraag is, hoekom is hy waardig? En ek wil hierdie stelling maak, ek dink is op die skerm ook, om die waardigheid van God in jou lewe vas te stel, of vas te maak, to settle that, sal een van die mees lewensveranderende dinge wees wat jy ooit kan ondergaan. En as jy dit reg kry, sal dit alles verander. Dit sal jou veilig laat voel, secure. Dit sal jou so secure laat voel, en jou vul met 'n hoop en 'n ewige vertroue wat jou sal help om enige storm in jou lewe te weerstaan. Vir my het dit gebeur toe ek 19 jaar oud was. Wie is 19 hier? Ek weet jy is 17. Wie is 19? Hoe oud is jy? Jy is bietjie ouer ek was, né? Waar is jy hoe oud? 16, okay. Waar is 19-jariges of iemand iets soos dit? Ja. Ek was so oud toe ek dit moes vasmaak in my lewe langs 'n stofpad in Henneman. Nou ek lees vir ons uit Openbaring 4 vers 1 tot 11. Jy kan jou Bybel oopmaak daar of jy kan volg op die skerm ook saam met my. Nogal 'n lang gedeelte. Maar Openbaring 4 en Openbaring 5, as jy nou ooit wil weet wat is aanbidding, dan is dit nou 'n prentjie. Right, so volg gou saam en dan gaan ons 'n bietjie dit oopmaak en kinders, ons gaan ook 'n lekker interessante oomblik of twee hier binne hê, jy sal nou sien. Okay, so hierna het ek gesien, nou wie was die ek? Dit was Johannes. Johannes was een van die geliefde disippels van Jesus. Hy is die last man standing. Almal is toe nou dood al gemaak. Almal is al vir hulle geloof gemater is die woord, hulle is vervolg. Johannes is op 'n eiland in Patmos, hy het hierdie openbaring, hierdie visioen van die toekoms, en hy sê, kyk, 'n deur wat in die hemel geopen is, en die stem wat ek voorheen so hard, soos 'n basuin met my hoor praat het gesê, kom op hierheen, kom hierheen, nie na toe, en ek sê jou wys wat hierna moet gebeur. Onmiddellik het die gees van my besit geneem, en kyk, daar was 'n troon in die hemel, en iemand wat op die troon sit, baie belangrik. Daar is 'n troon en iemand sit op die troon. Okay, baie belangrik vir ons om dit volgende te hoor. Die een wat daarop sit, sy voorkoms was soos jaspis en karnieul, en rondom die troon was daar 'n reënboog wat net so smarag gelyk het. Kinders, as jy nie 'n klou het wat jaspis en karnieul en smarag is nie, relax, ek sal nou vir jou wys hoe lyk dit. Vers 4, rondom die troon was daar 24 trone. Op die troon het 24 ouderlinge gesit. Hulle het wit klere gedra, baie belangrik, met goue krone op hulle koppe, en vanuit die troon het daar weerligstrale en dreunings en donderslae gekom. En voor die troon het 7 vuurvakkels gebrand, die 7 geeste van God. Voor die troon lyk dit soos 'n see van glas, net soos kristal. In die middel van die troon en rondom die troon staan daar 4 lewende wesens, vol oë aan die voorkant en die agterkant. Nou dis hier waar dit interessant raak, kinders. Ek gaan nou net vir jou verduidelik hoekom hulle so baie oë het. Okay. Die eerste lewende wese lyk soos 'n leeu, die tweede soos 'n kalf, die derde se gesig soos 'n mens, en die vierde wese lyk net soos 'n arend wat vlieg. Die 4 lewende wesens het elkeen 6 vlerke wat reg rondom en aan die binnekant vol van oë is. Sonder om te rus, herhaal hulle dag en nag, heilig, heilig, heilig is die Here, die God almagtig. Hy wat was en wat is en wat kom. En telkens wanneer die lewende wesens heerlikheid en eer en dank bring aan hom wat op die troon sit, aan hom wat vir ewig en ewig leef, val die 24 ouderlinge in aanbidding neer voor hom wat op die troon sit. Hulle aanbid hom wat vir ewig en ewig leef, en sit dan hulle krone voor die troon neer. Die eintlike vertaling sê, hulle gooi hulle krone neer. They cast their crowns, terwyl hulle sê, U is waardig, ons Here en ons God, om die heerlikheid en die eer en die krag te ontvang, omdat U alle dinge geskep het. Deur U wil het alles ontstaan en is dit geskep. Tot sover die lees van die Here se ewige, pragtige woord.
Wat se kinders is soos 5 jaar oud? Kindertjies wat 5 jaar, is jy 5 jaar oud, Choppie? Daar sy, 5 jaar oud. Wie's nog 5 jaar oud? Daar sy, ek het ook 'n dogtertjie wat hierdie jaar 5 jaar word. Wel, ek en Isabel, by die huis. Elistaatjie. Ek was 5 jaar oud toe ek begin sing het. Ek onthou ek het so 'n blou raket gehad, hy was nog van hout gemaak, weet van julle onthou die houtrakette. En ek het 'n ou toutjie aan hom gebind en ek het hom oor my skouer gesit. En ek het 'n tape recorder aangesit en oom Steve Hofmeyer het gesing. En daar het ek gestaan en sing saam met oom Steve Hofmeyer. Die eerste keer toe ek begin sing het. Ek was 5 jaar oud gewees. En toe in 1994, en ek het 'n bietjie van die storie gedeel, het ek wedergebore geword. Ek het in 'n Christenhuis groot geword, waar ek Christelike waardes geleer het, maar ek moes op 'n stadium self kies. Want ons word nie gebore Christene nie, ons word wedergebore Christene. Iewers moet jy self antwoord op wat Jesus vir jou gedoen het aan die kruis. En ek was 14 jaar oud. En die Here het my lewe kom verander. En toe het ek begin verder sing. Louis Brits, wat baie van julle ken, wat al hier was my Here op skool. En nou sê hy vir my vriende, en ons skryf saam baie liedjies en nuwe lof. Gaan kyk 'n bietjie daarna, 'n klomp nuwe dinge wat ons doen op Spotify en oral. En hy was al my held en ek het begin sing en ek het begin liedjies skryf vir die Here en aanbidding was nog altyd deel van my hele wese. Maar aanbidding is baie meer as daai gitaartjie en 'n ouetjie wat jy voorsing. En die 3 of 4 liedjies wat ons sing op 'n Sondag voor ons moet opwarm om hopelik te kan luister na die preek. Nee, aanbidding is baie meer. Louis Giglio, baie bekende prediker, indescribable, hy het 'n klomp wonderlike goed al gehad. Hy beskryf aanbidding met die volgende. Hy sê, worship is our response, both personal and corporate, soos ek en aan ons, to God for who He is, een vir sy karakter, but also for what He's done, expressed in and by the things we say and the way that we live. Nie net wat ek sê of wat ek sing nie, maar my lewe, hoe ek my vrou hanteer, hoe ek my kinders grootmaak, hoe ek my finansies hanteer, hoe ek reageer as die Springbokke verloor, of wen. Jy sien, eintlik is almal op hierdie aarde besig om te aanbid. Everybody is worshiping. Somebody are just wasting their worship. Some people are giving their worship to something that's not worthy of worship. Dis is mense. Geen mens kan aanbid word nie, want aanbidding sal jou doodmaak. Dis hoekom Hollywood lyk soos hy lyk. Dis hoekom celebrities se lewens baie keer so uitmekaar uitval. Al die jong mense dink, ek wil net famous wees. Maar daai fame gaan in jou kop in en hy maak vir jou dood, because you were never created to be worshipped. Daar's net een wat worship can handle, that's worthy of worship. Dis hoekom Instagram en TikTok vir ons jong mense hulle so doodmaak en hoekom die selfmoordsyfer oor die hele wêreld so opgegaan het. Hoekom? Want ek vergelyk myself die hele tyd met hoeveel likes ek kry, wie van my hou, wie nie van my hou nie, en ek vergelyk die hele tyd met ek wil eintlik aanbid word, and we were never created to be worshipped. Moenie worry nie, dis nie evil nie, ek is ook op Instagram, maar ek sê maar net, pas op, want mens kry die beeld van hoe mense lyk, en alles lyk net perfect, but people were never created to be worshipped. So it's a lot more than the songs that we sing. So terug by daai vraag wat die Here in my hart kom vra het, toe ek langs die stofpad in Henneman was. Sal jy my nou aanbid? Kyk, daar was nie 'n ouetjie wat gitaar gelei het, Louis Brits was nie naby nie. Daar was nie mooi musiek in die agtergrond nie, dit was so rou, so rou, so rou. En vir party van julle het jy so 'n jaar gehad, of is jy tans in so 'n plek waar dit so rou vir jou is, en die Here vra vir jou vanoggend, sal jy my nou aanbid? En dan is die groot vraag, hoekom sal ons hom aanbid, as ons nie so voel nie? Hoekom is hy waardig in elke seisoen van ons lewens? Hoekom sal ons wil oorgee? En ek wil uit hierdie skrif uit vir ons 3 dinge wys, om jou te help anker, verby emosies, of verby 'n goeie seisoen, waar jy hom sal vertrou, en sal sing, en jou lewe sal oorgee, maar in elke seisoen van jou lewe. 3 goeders wat uit die skrif uitkom, dat ons geanker kan wees, hoekom is hy waardig? En ek glo die 3 goed is die volgende. Hy is waardig om aanbid te word, 1, omdat hy waardevol is. 2, omdat hy gekwalifiseerd is.
En derdens, want hy verdien dit. Hy verdien dit, hy is gekwalifiseerd en hy is waardevol. So kom ons double klik op elkeen van daai 3, as dit reg is met julle. So, hy is waardevol. Vers 1 praat van hy wat in die hemel opgeneem word, en hy sien hierdie troon. Iemand wat op die troon sit, en dan sy voorkoms, vers 3, was soos jaspis en karnieul. Nou rondom die troon was daar 'n reënboog wat net so smarag gelyk het. En ons sien dat Johannes sien 'n troon. Nou ek wil vandag vir jou sê, ongeag wat in jou lewe aangaan, ongeag wat in Auckland en Nieu-Seeland aangaan, wat in jou skool aangaan, by jou werk aangaan, dalk is daar ander mense wat dink hulle sit op die troon. Of dit nou is in die politiek, of dit nou is in jou skool, of daai boelie is, of dit wie ook al is, wat dink hulle sit op die troon, of dalk selfs jy wat dink jy sit op die troon. Daar's iemand anders op die troon. Daar is 'n troon. En troon beteken iemand heers, iemand is in beheer. Die agnostisie sal sê daar's geen troon nie. Die ateïs sal sê ek glo nie in iemand wat kwansys op die troon sit nie. Die humanis sê ek sit self op daai troon, maar ons glo daar's net een wat waardig is om op die troon te sit, né? En sy naam is Jesus Christus. Ons ewige God. Die een met die meeste waarde. Nou ek weet nie of julle ook in julle huis so iets het nie, en daar kon nie met so baie goed oorgekom het nie, maar in ons huis, ek en my vrou, ons verskil nogal, sy het gister daarvan gepraat, sy is 'n alles of niks mens, en ek is 'n lessies more mens. So as ons pak op vakansie, is dit gewoonlik 'n bietjie van 'n krisis, okay. En sy druk gewoonlik die goedjies nog so in die kar in, wanneer ek al gaan slaap het. Enige ander vrouens wat wil bely vir julle mans nou, dit gebeur, né? Dit is universeel. Nou het ons ook so in ons huis, die ding dat sy en nogal een van my ander kinders sukkel om goeders weg te gooi. So ons garage raak het al hoe voller en voller en voller. Want jy daai hoekie, of jy daai krat, waarin wat is, jou mees waardevolste goed, nee, dis daai fotootjie, dis daai trofeetjie van toe jy in graad die redenaars gewen het, of daai love letter van daai spesiale Valentyn. Ons het almal so 'n waardevolle hoekie, nee. En die ding is, ons sal dit, wat ons die meeste waarde aan heg, altyd wil bewaar in ons lewens. En die realiteit is, we worship what we value most. Wys my jou checkbook, jou wallet, of jou e-wallet, en ek sal vir jou wys wat jy eintlik aanbid. Ons sien dit gereeld, as ek daar in Pretoria rondhardloop, jy ry verby 'n groot huis, of nog 'n groter kar, en nog 'n groter kar, en nog 'n groter fiets, en nog 'n, dan kan jy baie keer sien waar mense se aanbidding lê. We worship what we value most. En Johannes sien hierdie een op die troon, en ons sê mos nou, ons aanbid hom, hy is waardig, omdat hy waardevol is, en nou sien Johannes hom, en hy probeer hom te beskryf. Nou in daai tyd, die mees waardevolste goed wat daar was, wat hulle geken het in daai tyd, was nie die nuutste, coolste plasma screen nie, nee. Die waardevolste goed was edelgesteentes, en dis nou jong mense waar hierdie woorde jaspis en karnieul en smarag vandaan kom. Kom ek wys gou vir julle hoe lyk 'n jaspis. Daai is 'n jaspis. Sien hoe cool is hy? Volgende een is 'n karnieul. Interessant dat hulle albei lekker rooi is, en dan smarag is so groen. Nou natuurlik, daar's die groenetjie, die volgende ene, is die smarag, daar's hy. 'n hele see van smarag. Nou imagine net dit. Nou, het is my so mooi dat die eerste 2 rooi is. Jesus, wat met sy bloed vir ons kom, betaal het. Hy sien waarde, en hy probeer te verduidelik en te sê, maar die waarde wat hierdie God het, is so waardevol soos, en oral in die Bybel is daar niks wat ons kan sê, God is gelyk aan dit nie. Nee, hulle sê die hele tyd, hy is soos, want niks kan met hom vergelyk nie. Sy waarde is so groot, dat nie een van ons met menslike terme of woorde eintlik kan beskryf wie hy eintlik is nie. En dis hoekom dan ons sien in Matteus 13, waar Jesus self sê, met die koninkryk van die hemel gaan dit soos met 'n skat wat in 'n saailand onder die grond lê. Wanneer iemand dit kry, maak hy dit weer toe. Hy is baie in sy skik, hy is nogal impressed. Hy gaan verkoop alles wat hy het, en hy gaan koop
daardie grond. Jy sien, ons aanbid die Here, want ons het besef, hy is die grootste skat wat daar ooit in die wêreld ontdek kan word. Het jy hom al ontdek, dat hy so waardevol is? En ek praat nie van 'n klomp moets en moenies nie, asseblief. Geloof is nie 'n klomp moets en moenies en 'n klomp reëls nie. Dis nie moralisme, ek probeer myself beter te maak nie. Nee, dis al oor die 30 jaar wat ek hierdie Jesus ontmoet het op 14-jarige ouderdom. En ek het hom gesien, nie fisies nie, maar my geestesoog. En ek het so verlief op hom geraak. So in awe met hom, dat ek nie anders kan om te sê, hy het die meeste waarde in my lewe nie. Ons aanbid hom waardig, omdat ons sê, hy is van onskatbare waarde. Kan ek vandag vra, wat is die mees waardevolste ding? Dis nie noodwendig in 'n boks, in 'n garage nie. Maar dis dalk jou kinders, dalk jou gesondheid, dalk jou veiligheid, dalk jou toekoms. Wat is dit waaraan ons so vasklou? Om te sê, maar dis die meeste waardevolste, wil die Here vandag kom sê, kom plaas die tweede, kom plaas die derde, waar ook al. Ek wil die waardevolste in jou lewe wees. Die enigste waardige een. Dis hoekom Paulus kon sê in Filippense 3, ek beskou alles as waardeloos, want om Jesus Christus my Here te ken, oortref alles in waarde. Ek leef nou nog nie so lank soos baie van julle wat hier sit al leef nie, maar ek is darm al 45 jaar oud, begin my halwe eeu te nader. En ek kan maar vir jong mense sê, jy kan gaan soek, jy kan oral gaan soek na goed wat die wêreld vir jou wil wys, die waardevolste is en die meeste beteken. Maar ek wil vandag vir julle sê, daar's net een wat jou kan vervul. Daar's net een wat die meeste waarde het. En hy het 'n naam, hy het 'n troon, en dis Jesus. Die tweede ding, hoekom ons hom aanbid, omdat hy waardig is. Nie net omdat hy waardevol is nie, maar hy is waardig omdat hy gekwalifiseerd is. Nou, dis nou 'n groot woord. He's qualified to be worshipped and to be worthy. Hoekom? Vers 11 sê, hulle aanbid hom wat vir ewig en ewig leef, sit dan hulle krone voor sy troon neer, terwyl hulle sê, U is waardig, ons Here en God, om die heerlikheid en die eer en die krag te ontvang, omdat U, hier sit nou, alle dinge geskep het. Deur U wil het alles ontstaan en is dit geskep. Hoekom is hy gekwalifiseerd? Want eerstens, hy het alles geskep. Wie van julle, veral die ouer garde, onthou dalk nog in Suid-Afrika 50-50, onthou julle? 50-50, daai mooi natuurprogramme op Sondae-aande, ons het altyd vasgenaal gesit. Ons nou nie meer 50-50 nie. Ons het nou Netflix. En op Netflix is daar gewoonlik baie natuurprogramme. Daar's 'n oom met die naam David Attenborough, nee, en hy is nou al baie oud en hy vertel altyd hierdie pragtige stories van die natuurprogramme. En ons kinders sit daar en kyk en ons marvel in hoe mooi die natuur is. Die hartseer ding van David Attenborough, hy's 'n agnostikus, hy glo glad nie. Hoe sad is dit nie? Maar ons kan erken, daar is iemand wat geskep het. Daar is 'n skepper en hy is gekwalifiseerd. So imagine nou, kom ons vat nou 'n iPhone, my iPhone is nou daar binne geplak. Lang terug was daar 'n ou met die naam Steve Jobs wat daai ding ontdek het die eerste keer. Nou, hy is al lankal nou seker op die weg daar, maar as iemand weet hoe daai ding werk, is dit steek hy. Het jy al vir 'n oomblik gewonder hoe amazing is jy geskep? Ek sê altyd die heelal daar buite, maar die heelal hier binne ons. Die wonder van net hierdie liggaam. So wie sal ek moet vra, hoe werk hierdie liggaam die beste? Die een wat dit geskep het. En wie is dan waardig om al my aanbidding en my allegiance, my loyaliteit te hê as die een wat dit geskep het? Hy is waardig, want hy het ons geskep, maar ook tweedens, hy is waardig om 'n ander rede, of hy is gekwalifiseerd om 'n ander rede, en dit sien ons in die volgende hoofstuk. Nou in die volgende hoofstuk is daar die prentjie, in vers 1, waar daar 'n boekrol is, en hierdie boekrol met 7 seels toegemaak, gaan oor die oordeel wat oor die wêreld uitgebring moet word in die eindtyd. Maar dan in vers 2 is daar 'n sterk engel wat met 'n harde stem uitroep, wie is waardig
om die boekrol oop te maak en die seels daarvan te breek. Vers 3, niemand, nie in die hemel, nie op die aarde, nie onder die aarde, was egter in staat om die boekrol oop te maak of daarin te kyk nie. Ek het baie gehuil, dis nou Johannes, omdat daar niemand gevind kon word wat waardig is om die boekrol oop te maak of daarin te kyk nie. Toe sê een van die ouderlinge vir my, hou op huil, raak nou 'n bietjie rustig, bedaar. Kyk, die leeu uit die stam van Juda, die wortel van Dawid, het oorwin, sodat hy die boekrol en die 7 seels daarvan kan oopmaak. Hoekom is hy waardig? Hoekom is hy gekwalifiseerd? Want hy is die enigste een wat gesterf het vir die mensdom en die dood oorwin het. Kinders, ek weet nie of julle kan onthou nie, of dalk julle al iewers gelees. Daar's 'n ou mitologiese storie van 'n swaard wat in 'n klip vasgesteek was en iemand kon hom kom uithaal. Wie kan onthou wat was daai swaard se naam? Excalibur. R80 vir jou en jou maksie spaar. Okay, dit beteken niks in Nieu-Seeland nie, maar dit is net 'n paar sent werd. Maar jy kan nou koekies daar agter gaan kry, hoor. Wel dan, jy kry die eerste. Dit is Excalibur en wie het hom kom uithaal? King Arthur. Net een was waardig om te kom uithaal. Die waardige koning. Openbaring 4 en 5 is dit nie 'n mitologiese storie nie. Dis die held wat op die prentjie verskyn. Net een. Wat waardig is om my boekrol te vat. Hoekom? Want hy het kom sterf. Vriende, daar's net een wat waardig is om ons aanbidding te kry, want hy's gekwalifiseerd, want hy het kom sterf en sy lewe kom neerlê. Wat my altyd so mooi is, hy het nie kom sterf en sy lewe neerlê met pomp en circumstance, of wat was die woorde, fanfare en 'n groot band. Nee, hy het sy prys, sy lewe as 'n offerprys kom gee. Hy het eintlik op 'n ander manier gekom, hy het in nederigheid gekom. Hy het as 'n diensknegt gekom. Hy is gekwalifiseerd, omdat hy geskep het, ons geskep het, maar ook om sterf het vir sy skepping. Sy bloed kom laat vloei. Daai jaspis en karnieul, daai is vir ons uitgestort. Weet vandag, hy is gekwalifiseerd. Die enigste een wat waardig is. En dan die laaste ding, hy is waardevol, hy is gekwalifiseerd. En derdens, vriende, hy verdien dit. Hy verdien dit. En dit is my so mooi. Vers 8 sê, hierdie 4 lewende wesens het elkeen 6 vlerke gehad, wat reg rondom aan die binnekant vol oë is. 4 lewende wesens, ons lees van hulle ook in die boek van Esegiel, Gerubs, die hemelse wesens. Nou kyk, as ek nou jonk is en ek lees dit, dan voel dit so 'n bietjie so 'n scary movie. Dit is dit klink 'n bietjie wild, maar kom ek verduidelik vir jou. Hulle wat die heeltyd dag en nag sing, heilig, heilig, heilig is die Here God Almagtig, hy wat was en wat is en wat kom. My vraag was altyd toe ek nou jonger was, hoekom het hulle so baie oë? Wel in die woorde van Rooikappie en die Wolf, om beter te kan sien, my kind. Dis hoekom jy oë het. Nou speel gou saam met my vir 'n oomblik. Dink vir 'n oomblik in. Hierdie is die troon van God. En ons sien, ek is een van die lewende wesens. Kom ek speel, ek is die arend. Ek het die gesig van die arend. En ek het al die oë. En ek kyk na die troon en ek het oë oral, voorkant, agterkant, om wat te doen, om te kan sien. En julle sal hoor, hulle sing die heeltyd heilig, heilig, heilig. Dag en nag. As jy soms probleme het in die kerk, dat die mense dieselfde koortjie oor en oor sing, relax, dis baie Bybels, hoor. Hulle sing dit al vir millennia, oor en oor en oor, want dit is om ons te herinner wie hy is. Ons vergeet wie hy is. Maar hulle sing heeltyd heilig, heilig, en die woord heilig beteken gans anders in Nederlands. Heeltemal verskillend, eenkant geplaas. So hier sien hulle, kom ons speel 2 miljoen jaar terug. Hulle sien van hierdie kant af. Ek is een van hierdie gerubs en ek sing heilig, heilig, heilig. Ek sien iets van God en ek sing, hy's anders, daar's niemand soos hy nie. En ek aanbid hom. En nou vlieg ek hierdie kant toe en dit is 1 miljoen jaar later, maar ek sing nog die hele tyd heilig, 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 dag en nag sonder om te rus. En ek sien van hierdie kant af en ek sing heilig, heilig, heilig. Hoe kan ek 1 miljoen jaar onophoudelik die heeltyd heilig, 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 anders sing? Hoekom?
Want daar's altyd meer om te sien. Hoor jy my? Vriende, dalk dink jy, ek het God uitgefigure, ek weet wie hy is, ek ken sy karakter. Nee, nie een van ons doen nie. Daar's altyd meer om te ontdek, altyd meer om te sien. En daarom het ek nou nog gesê, worship is our response to who God is. Ons antwoord net, dis 'n wow oomblik, hoe meer ons hom sien, hoe meer ons besef wie hy is. Kan ek jou uitroep en vra, moenie hom so klein maak nie. Hy is baie groter as enige van ons dink. Hy is daar soveel meer om te ontdek. Daar's soveel meer, en hulle sing die heeltyd sonder om te rus, heilig, heilig, want hulle sien meer, en dan is dit so, hierdie hemelse wesens is amper die aanbiddingsleiers in die hemele, en soos hulle sien en sing heilig, heilig, is daar 'n antwoord van wat ons lees, die 24 ouderlinge. Wie sien die 24 ouderlinge? Is dit 'n klomp ou ooms waar daar sit? Nee. Die 24 ouderlinge is 'n pragtige beeld van 12 en 12. 12, en dis my interpretasie van, ek het al baie oor opgelees en dit maak vir my sin, dis die 12 stamme uit die Ou Testament, en dan die 12 apostels van die Nuwe Testament. So ek praat van die gelowiges in die Ou Tyd, en die gelowiges in die Nuwe Tyd, hulle het wit klere aan, en die wit klere is 'n teken van redding. So, dit sluit gelowiges vandag nog steeds in. Die gelowiges van die Ou Tyd en die gelowiges van die Nuwe Tyd, die wat tot redding gekom het deur wedergeboorte in Jesus Christus, is deel van hierdie ouderlinge wat die krone op hulle koppe het. En dan is die antwoord, soos die aanbiddingsleiers sing, heilig, heilig, heilig is die Here God Almagtig. Antwoord hulle, hoe antwoord hulle? Kom ons lees. Hulle doen die volgende. Hulle val voor hom neer, vers 10. Hulle val in aanbidding voor hom neer. Hulle aanbid hom vir ewig. En dan, wat doen hulle ook? Hulle gooi hulle krone voor hom neer. Ek onthou die heel eerste keer toe ek voor die Here geval het. Ek het voor hom letterlik geval. Ek was in Rustenburg. Enigiemand die van Rustenburg af dalk? Hey, wow, was hele trop daarso. Ek het aanbidding gelei in Hoërskool Rustenburg die aand. En die eerste keer wat ek mense gelei het, en so groot, daar was omtrent 1000 mense gewees. Ek kon sien het hoe die Here deur my beweeg en my gebruik, en ek het my gitaartjie neergesit, ek het gehardloop vir die aantrekkamer, ek het die deur toegemaak, ek het letterlik voor hom gaan val. Johannes, wat hierdie geskryf het net die ander dag nog, toe Jesus geleef het, so op sy bors gesit. Maar in Openbaring 1 vers 17 sê dit, die oomblik toe hy hom sien, toe het hy soos 'n dooie oor sy voete neergeval. Ek wil jou sommer aanmoedig, as jy nog nie al voor die Here geval en gebuig het nie, doen dit nou, want ons gaan dit daai eendag doen. En kyk, vir alle Afrikaner man, buig ons sy knie voor bitter min mense, dit ken ek al lank al. Daai trots van ons sit maar lekker diep. Maar daar's een wat waardig genoeg is voor wie ons knie sal buig en voor hom kan val. Letterlik, sal baie keer as ek sing, sal ek net so gaan sê, lê voor die Here, letterlik sê, Here, U is waardig, baie Bybels. Hulle val, maar die tweede ding wat hulle doen is, hulle gooi hulle krone neer. Kan ek vandag vra, wat se kroon dra jy? Of het sukses of prestasies is, of persoonlikheid, of achievements, wat ook al dit is. In sy teenwoordigheid is daar net een wat op die troon sit. En ons antwoord is, hy verdien dat ons krone neergooi. Hy is waardig, hy verdien dat ons val, hy is waardig, hy verdien dat ons alles wat ons dink, ons op kan roem, net voor sy voete kan gooi. En dis hoekom iemand soos Isaac Watts in 1826 hierdie pragtige lied geskryf het, toe hy sê, when I survey the wondrous cross on which the Prince of Glory died, my riches gain I count but loss, and pour contempt on all my pride. Forbid it, Lord, that I should boast, save in the death of Christ my God. All the vain things that charm me most, I sacrifice them to his blood. See from his head, his hands, his feet, sorrow and love flow mingled down. Did ever such love and sorrow meet, or thorns compose so rich a crown?
With the whole realm of nature mine, that were a present far too small, love so amazing, so divine, demands my soul, my life, my all. Alles, 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 alles. Daarmee wil ek dan afsluit deur vir jou te vra, is hy waardig? Daai vraag wat ek gekry het op hy stofpad, sal jy my nou aanbid? As 'n 19-jarige, ek weet nie hoe ek dit reg gekry het nie, maar ek kon antwoord ja. Ek het gesê ja Here, in my pyn, in my vrae, jy lê my beste vriend. Dalk is jou pyn dieper wat myne was daai dag. Dalk is jy deur baie erger as ek. Is hy waardig? As ons voel iets anders, dan sal ons dink nee. Maar volgens die woord, die waarheid van sy woord, sê ek ja, hy is waardig. Want hy is waardevol, hy is gekwalifiseerd, want hy het ons geskep, en hy het gesterf vir ons, niemand anders nie. En derdens, hy verdien dit. Hy verdien dat ons val, hy verdien dat ons krone neergooi voor hom. Wanneer is hy waardig? Ek glo altyd. Langs 'n mielieland op 'n stofpad, langs die siekbed van 'n geliefde. Wanneer jou man of jou vrou op jou uitloop, wanneer jy jou werk verloor het, jou ouers jou nie meer wil hê nie, of jou vriende by die skool jou verwerp. He is always worthy of our worship. En daarom was hierdie amper half die prentjie. Daai stofpad het eintlik hierdie prentjie geword, waar die Here eerste keer my gesê het, would you become a all-weather worshipper? Al slaan daai storm, in die middel van die storm, sal jy my nou aanbid. Ek weet nie wat die toekoms inhou vir my, of my vrou, of vir julle nie. Maar my gebed is dat ons, ongeag van wat 'n seisoen ons ook al sal wees, hom sal aanbid, ongeag, dat ons all-weather worshippers sal wees. Wanneer dit goed is, en die son skyn, en alles is lekker, maar ook wanneer dit donker is, en ons sien nie voor ons nie, dat ons hom sal aanbid, altyd, want hy is waardig van ons lof en ons aanbidding. En ek gaan, laat ons nou antwoord op hierdie woord. Al vir ons luister na iets en ons antwoord nie, nee. Ek wil 'n oomblik van stil gebed gee, en as ek ons lei in 'n lied of 2, wat ons dan gaan antwoord, en waar jy vandag 'n keuse moet maak, buite emosies dalk, te sê, Here, U is waardig, altyd, selfs nou, selfs vandag, en omdat hy waardig is, sal ek hom nie net aanbid nie, maar ek sal hom ook vertrou met my hele lewe. So kom ons neem 'n oomblik, kom sluit ons oë.